Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag die 16de Oktober 2025. Mag julle sommer net so 'n lekker dag hê wat voor julle uitstrek. O Heilige Gees, baie dankie. Ons is in dankbaarheidsmaand waar ons vir U kom sê baie dankie Here vir alles wat U vir ons gee. Dankie Here dat ons vanoggend kon opstaan, dankie Here dat ons kon loop, dat ons kon vat, dat ons kon ruik, dat ons kon sien, dat ons kon hoor. Soos ons gister ook vir mekaar gesê het, dankie vir die suurstof wat U vir ons kom gee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Miskien net voordat ons aangaan met Efesiërs, soos julle weet, ek het gesê gaan van so tyd tot tyd hierdie maand 'n bietjie oor die dankbaarheidsmaand praat. Dit is 'n ding, vriende, wat ek kom kry het in ons gemeente. Dit was 'n 10de maand dankoffertoer die tyd, maar ons het hom lank terug na dankbaarheidsmaand toe verander, waar ons dan in die dankbaarheidsmaand, ons gee ons gewone dankoffer en boonbehalwe ons dankoffer gee ons amper al soos 'n dankbaarheidsgeloofsoffer en daardie geld gee ons alles weg. Dit is so 100,000 wat ons aan ons synode oorbetaal en die synode ons betaal dit oor want hulle doen wonderlike werk soos ek al vir julle gesê het. Hulle is betrokke by armoede, verligting, Badisa. Liewe vriende, die kerk se maatskaplike arm is groot, of barmhartigheidsarm is groot. Hulle is by 'n klomp maatskaplike werkers betrokke, vriende. Hulle is betrokke by uitreikprogramme in alle gemeenskappe reg oor ons land. Ek dink is nog steeds so dat die IG Kerk is die tweede grootste barmhartigheidsorganisasie in die land. So dit is regtig, ons hang nie die goed aan klokke nie, vriende, en ons skree nie van die goed van die dakke af nie, maar ons is regtig maar doen 'n groot impak in ons land, weer waar ons geld gee. En hierdie geldjies wat ons insamel en gee ons vir hulle om na die ouer huise te kyk, na die kinderhuise te kyk, na die tuise te kyk, na armoedeprojekte te kyk, en so kan ons aangaan. Amazing werk wat ons synode doen namens ons het nie die tyd altyd daarvoor om dit te doen. Ons wat in 'n plaaslike gemeente is nie, vriende, maar hulle doen amazing werk, en ek wil ook vir hulle baie dankie sê vir die ongelooflike groot werk wat hulle doen. So dit gaan daarvoor, en dan het ons begroot nog vir R40 ekstra, so R140,000, al dit is al 145,000, en daardie gaan, liewe vriende, vir ons mense wat swaar kry in ons gemeente en gemeenskap in die breë. En oor jare heen, vriende, kon ons 'n enorme impak in mense se lewens maak, waar hulle net nie gehelp kon word met deur enige iemand nie, waar ons hulle kon help as gevolg van die goedheid van julle harte. So ek kom sê vir julle in 'n baie moeilike tyd, baie dankie oor jare heen, vriende, wat ek gekyk het na die begroting, en dan dink ek, ja, my geloof is maar baie klein, en oor die jare heen het die Here my maar net kom beskaam, vriende, elke keer, en ek wil vir julle sê, dankie vir julle ongelooflike mooi harte. Ek kom baie lank met julle saam, en vriende, ja, ek spog altyd met ons mense en sê maar net, ja, ek het lanklaas in my lewe, as ek so na my pelle luister, so 'n klomp besonderse mense saam gesien, so baie dankie daarvoor. Vriende, ja, dan gaan ons aan met Paulus, en ons het nou gister 'n bietjie gepraat oor die gawes. Ek het 'n bietjie met julle gepraat oor profete en ek met die apostels, dat die apostels, as ons gaan kyk na ons tradisie, ons gereformeerde tradisie, dan sien ons die apostelampt was afgehandel in die tyd van Christus, hy 12 gekies. Paulus was ook een, liewe vriende, op die ou, ek dink hy, kom ons sê maar, hy is die 13de een gewees, wat uitgegaan het na al die heidene nasies toe. Dit was, maar ons is nog steeds besig met die apostoliese bediening. Daar is nie meer apostels nie, so al die ouens wat hulle die ding van apostel gee, vriende, ek sê altyd, ons moet maar baie versigtig wees vir hulle. So die apostels was eenmalig afgehandel, maar dat daar 'n apostoliese bediening is, in die sin van dat ons gestuur is, want dit is wat apostel beteken, gestuurde, dat ons gestuur word na mense toe, yes, dat die profete is afgehandel in die tyd van die Ou Testament, dis klaar, liewe vriende, maar dat daar 'n profetiese bediening is, om te vermaan, om te gaan sê, om aan te moedig, dit is natuurlik nog steeds. Ons het gister so 'n bietjie daarmee stil gestaan, en die Here sê, kom gee juist hierdie gawes daai tyd, kom gee hy, sodat die gemeente opgebou kan word. En dan gaan ons aan by vers 13, waar hy dan sê, nadat hy nou praat van hierdie gawes, hy hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.
Dan gaan hy aan en sê, dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nou, onthou weer eens wat ek vir julle sê, vriende, Paulus was inderdaad die apostel, liewe vriende, van die heidenasies. Hy was die een gewees wat gegaan het en by die heidenasies die woord verkondig het. Petrus was die een gewees by Israel gewees, né? So en in hierdie tyd as die mense tot bekering gekom het, het hulle natuurlik uit ander afgode uitgekom, het ander godsdienste uitgekom, waar baie afgode gedien is en nou kom hulle in godsdienste waar hulle net vir Jesus Christus aanbid. Hy is die middelaar, hy is die weg, die waarheid in die lewe. En nou kom daar natuurlik dwaalleraars soos ons nou al vir mekaar gesê het. Wat vir hierdie mense kom sê, maar hoor hierso, Christus is nie voldoende nie. Dit is Christus en jy moet nog goeders doen. Ons het in 'n breër konteks, liewe vriende, as jy Nuwe Testamenties gaan kyk, in terme van die dwaalleringe wat daarso was, kry ons die gnostici, dit is miskien nie heeltemal hiervan toepassing, maar ek dink is tog in 'n mate, by al hierdie gemeentes, was daar maar van daai goed rondgeloop, die gnostisisme wat gegaan het daaroor, dat hulle die liggaam en die siel geskei het, gesê het, jy het hierdie goddelike saad, hierdie gnosis wat jy het, en wat jy dan op die ou en die goddelike saad binne in jou het, en dit is hierdie verhoudingkie wat jy met God het, wat jy jou liggaam doen, dit behoort aan 'n bose God, so jy kan wat doen wat jy wil. So dat hierdie twee geskei van mekaar, so met jou liggaam kan jy wat doen wat jy wil, jy kan maar rondvoeter en enige ding doen, bedrog pleeg, dit maak sodat jy net hierdie verhoudingkie het met God, die gnosis, nie kenosis, ekskuus, tog gnosis, hierdie kennis het van God, né? So dit was live and well daar, so Paulus moet die heeltyd met hulle praat, omdat hulle die heidendom uitkom, om vir hulle te sê, onthou, Christus en Christus alleen, en nou dis kom hy hier kom sê, dan sal ons nie meer wees, soos golwe wat op en af en weer geslinger word, deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte na Christus toe groei. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam, die verskillende liggaamdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde, sê Paulus vir ons. So, vind ek dink in ons tyd ook, moet ons baie mooi gaan kyk wat sê die woord vir ons, sodat ons nie deur dwaalleraars heen en weer gegooi kan word nie, né? Ons moet, en dit is wat ek altyd vir julle sê, en ek gaan dit altyd vir julle op hierdie forum sê, onthou, die Bybel is in baie spesifieke kontekste geskrywe. Efesiërs het ons vir mekaar gesê, as ons net weer 'n bietjie daarna kyk, is hierso so om en by 61 tot 63 geskrywe. Ons het vir mekaar gesê, liewe vriende, hy was 'n hawestad gewees, strategies geleë gewees. So julle kan nou dink, hierso was enige gogga van 'n godsdiens was daar nou gewees, né? En ons sien hierdie brief was ook geskrywe dit is 'n brief van bemoediging en praktiese raad om hoe om as kerk hier op aarde te lewe, en deel daarvan was dat Paulus hulle maar net weer gewaarsku het eintlik teen die dwaalleraars wat volop was, en omdat hulle gekom het uit hierdie agtergrond uit, is hy maar altyd besig om met hulle te praat en vir hulle nie te wys op wie is Christus. So in spesifieke kontekste geskryf vir spesifieke mense, maar die wonderlike van die Bybel is dat God deur sy Gees vanuit hierdie omstandighede nog steeds met ons vandag praat. Daar sekere goed dat ons vir mekaar moet sê, byvoorbeeld oor die vrou, dis 'n patriargale stelsel gewees daai tyd, ons moet dit in ag neem. Jy kan nie meer net oor die vrou praat. Die vrou sê jy moet stil bly, onderdanig bly, sy moet niks sê nie, sy mag nie 'n ambt beklee nie, dit is nonsens. Dis wat ek bedoel met kontekste. Dit is in 'n patriargale stelsel geskrywe, en dit is 'n verantwoordelike teoloog, moet jy dit in ag neem. As jy dit nie in ag neem nie, is jy 'n onverantwoordelike teoloog. As jy iemand wat op die ou ende ook valsheid uitstuur buitentoe, omdat jy nie die kontekste in ag neem nie, né? Maar dat God deur sy Gees kom praat, alhoewel dit in 'n ander kontekste geskryf het met jou, my vandag, en dat daar beginsels is wat vir my en vir jou absoluut relevant is, soos in daai tyd. Dis absoluut waar, né? My 5 sent vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.